Goeiemôre broers en susters. Hartlik welkom vanoggend hier in die erediens. Ek sien nog mense buite beweeg, dus kom ek so stadig gaan begin. Dis nou net kans gee om ook binnekant te kom. Ek wil terwyl ons wag so lank vir al die matrikulante en vir hulle families en hulle ouers sê baie sterkte. Hulle begin hierdie week al met hulle eindeksamen. Dit is eintlik verskriklik hoe hulle dit net nou so rukkie terug matriek afskeid gehad en nou sal hulle volstoom in die saak in. So ons vertrou dat met hulle goed gaan en ons bid vir hulle en ons hoop dat hulle ook die ander kant van hierdie vreeslike eksamen sal sien. Goed, Bertie, jy het 'n spreekbeurt gevra, kom vat gou jou spreekbeurt. Goeiemôre gemeente. Julle gaan sien saam met die liturgie het julle elkeen so 'n blaadjie ontvang. Dit gaan daaroor. En julle weet party aande is net aande, maar dan is daar skaars geleenthede waar jy kan luister, kyk, voel en ruik en proe. En dan skielik besef dat dit eintlik 'n belewenis is. En dit is waaroor die hele sintuie in simfonie funksie gaan. En ons het asseblief die gemeente se ondersteuning nodig. Dit gaan 'n aand wees wat onvergeetlik gaan wees. Ons gaan die hele kerk word leeggedra, die word 'n vol verhoog opgeslaan. Dit gaan 'n teater, restaurant met kerslig atmosfeer wees. Maar op hierdie stadium lyk ons kaartjieverkope nie wat dit moet wees nie. So dit is die realiteit wat ons in die gesig staar. So ons vra groot asseblief vir julle ondersteuning daarmee. Michelle gaan daar agter wees na die erediens, kom koop asseblief 'n kaartjie. Dis nie duur nie, dis R150 per persoon, of as jy 'n hele tafel van 8 mense bespreek, dan is dit R1000. En dit gaan 'n baie lekker ervaring wees. Ons gaan die wynproe wat gin en brandewyn en whisky insluit, saam met verskriklike lekker happies wat die dames van die NHSP vir ons voorberei, soos net hulle kan doen. Smaaklik en lekker. So kom ondersteun ons as jy asseblief die boodskap kan uitdra. Bring jou buurman, jou vriend en ewen jou skoonma saam as jy moet, maar kom ondersteun ons. Dit gaan 'n verskriklike lekker funksie wees en ons gaan baie moeite doen om dit vir julle baie spesiaal te maak. En ja, ons sal vervoer ook reël. Daar gaan busse beskikbaar wees vir die mense en julle kan dit net asseblief met Michelle bespreek en bevestig, sodat ons almal hierso kan kry. Baie dankie. Ekskuus, ek nou net my beurt, ek praat met haar, maar ek moet se byvoeg. Jy kan, jy's baie welkom. Dankie. Oor die kunstenaars, julle ken nou almal vir Henry, maar Charlotte Kilian, wat die sopraan is wat gaan optree saam met Henry, is 'n belewenis. Sy het lank in Italië gestudeer en sy is nie bekend in Suid-Afrika nie, maar sy het 'n aand opgetree waar Corlia eintlik die trekpleister was en die Charlotte het almal sy voete onder hulle uitgeslaan en dan sal 'n dame wat Afrikaanse voordrag gaan doen. En sy is ook nie, dis ook nie net voordrag nie, sy is ook 'n, wat sal mense haar noem in Afrikaans? 'n guru.
Maar sy is besonder. Ek weet nie hoeveel stukke nie, Henry. Hoeveel stukke gaan Maimie doen? 15 minute program. 15 minute program. 'n woordsmid. Sy's 'n woordsmid, absoluut. So dit is nogal 'n kombinasie van talent wat mens nie eintlik maklik teekom nie en veral nie teen daai prys nie. So ons hoop almal wat daai tipe van ding geniet gaan besef wat dit is wat aangebied word. Wel, so om net op te som, ons wil die kerk so vol as moontlik hê. En dit gaan regtig 'n funksie wees wat lank onthou gaan word. Die hele program sluit in dat dit gaan alles interaktief wees, so dit is die sangers wat gaan optree en ek beloof julle, ons het so 'n voorsmaakie gekry van die liedere wat Henry en ek gaan regtig sê, daar's iets vir elkeen se smaak. Ek meen, ons spring weg in 1925 met baie mooi verwerking van gedigte van Leipold en ons eindig by of dit gaan reg deur die aand, daar's goeters van Randall Wickham, daar's goeters van Ingrid Jonker wat bekend geword het deur Larita Ralph en so aan. So ja, dit beloof regtig om 'n aand van groot pret en onthou te wees. Dankie baie. Goed, broers en susters, julle het gehoor en ons sal dankbaar wees as ons almal sommer inspring en almal wat ons diens saambring en kom lekker kuier. Maar ek het geen illusie daaroor dat ons dit gaan regkry nie. Ons hervormers is mos net stadig in die blokke uit. Jy weet mos, Bertie, maar as ons aan die gang kom is daar moeilikheid. So ek het heeltemal vrede daarmee. Ek wil vinnig net die verjaarsdag afhandel en dan net so 'n paar ander goed praat. Was een spesiale verjaarsdag, Marina, jy verjaar in die week. Nee, mens, jy mag net dit vier. Jy hoef nie meer te verjaar nie, vier dit net. En dan wil ek net vinnig by my blaadjie kom. Wil ek net sê, Christo, jy het 'n besige week wat op jou wag. Jy het 'n vrou wat verjaar en 'n kind wat moet skryf. Sterkte vir jou. En sterkte vir jou, Nonna Nooi. Met matriek en ma, ons hoop jy verjaar verskriklik lekker. Jy is onontbeerlik in hierdie gemeente en ons sê baie dankie vir alles wat jy doen en lekker verjaar. Goed, dat ek gou kyk, is Adele hierso vandag? Adele is nie hier nie. Marina het klaar, is daar enigiemand anders wat ons dalk gemis het wat verjaar? Lyk nie vir my asof ek iemand gemis het vanmôre nie. Goed, dan net vinnig broers en susters, hier is 'n redelike lysie van mense wat by die stadium ons ondersteuning nodig het en ons moet hulle baie goed ondersteun asseblief, maar ek wil daarom net vir julle in terme van ondersteuning vanoggend vertel, as julle ooit gewonder het of gebed werk, julle gaan my vergewe as ek so ietsie deel vanmôre, né? Wieke Margaret se jongste boysin, hy is ons vinkomvoorsitter, sy jongste Samantha was verskriklik siek. So as ek vir julle sê verskriklik siek, dan is dit die taal wat die susters gewoonlik in die hospitaal gebruik om te sê, hulle is nie seker wat hier gaan gebeur nie. En dit was die nuus wat hulle Sondag aand gekry het, en hulle so deur die week en teen Woensdag aand, toe draai die situasie heeltemal om. En ek dink die dokters en almal om hulle, wat nie mooi geweet het wat om met hierdie situasie te maak nie, staan verstom. En dit, dink ek, is die krag van gebed. Julle gebede, Hetty en dan Margaret en Wixen en almal van ons sinne. En ek wil vra dat ons verder vir haar bid. Sy moet nou gaan vir toets om te kyk of sy 'n leweroorplanting kan kry. En dit gaan ook ons saak van gebed wees. Om daardie jong dame deur hierdie situasie te help. So ek vra julle gebede en ek vra julle ondersteuning en moet net nooit twyfel aan die Here se genade en die krag van gebed in ons lewens nie.
Goed, broers en susters, dan net nog een ander saakie wat ek wil aanspreek en dan kan ons met die erediens begin, alhoewel ons moet eers 'n lied oefen, nee. Goed. Soos julle weet, wel ek weet dit al so lank as wat ek hier is, dat hierdie dak van ons is 'n liderlike probleem. En elke keer as dit reën, dan sê ons dankie vir die reën, maar ons bid dat die skade binne kan die kerkgebou nie te veel is nie. En uiteindelik met baie nadenke en baie harde werk van die Vinkom se kant af en ook van die kerkraad se kant af en Anton wat eintlik maar die punt van die swaard was in hierdie situasie, het ons by 'n plan uitgekom en met die hulp van die NSV en ons wil vir hulle baie dankie sê en die kerkraad en die gemeente se hulp het ons uiteindelik 'n plan beraam wat ons dink regtig goed gaan werk. En die kans is goed dat dit baie binnekort sal hulle aan die dak begin werk en wat hulle gaan doen is hulle gaan vir ons is korterige, dit is moeilik, ek het die tegniese term nie, maar 'n staanerige dak. As hulle nou sal verstaan wat nie hoog uitstaan nie, maar hoog genoeg sodat die water sal kan afloop. En dit gaan beteken dat die profiel bietjie gaan verander, maar ons gaan dit eintlik nie raak sien as dit klaar is nie. Maar dis terwille daarvan dat ons finaal hierdie dak uitsorteer en alles in hierdie kerkgebou beter kan beskerm. Onder andere, like, she shall not be named môre. So, ek vra julle geduld en ek vra samewerking asseblief. Dit behoort niks impak te hê op ons funksie of enigiets wat hier gaan gebeur nie, maar dat julle sal sien dat hier aan die werk gaan word en dat ons hopelik na die tyd 'n dak gaan hê wat nie weer 'n lek gaan hê nie. Kan ek dit stilletjies sê? Dit sal die eerste keer in 32 jaar wees wat ek kan sê die dak lek nie. So, hou vas en verduur maar as daar so effens 'n ongemak is. Maar ons is baie dankbaar vir 'n baie goeie plan en vir ons hoop dat die uitwerking daarvan presies is wat ons dink dit sal wees. En sterkte Anton vir jou en vir almal met die beplanning en die uitvoering daarvan. Ons hoop dat dit goed sal uitloop en vinniger gebeur as wat ons dalk sal dink. Bertie. Ek wil net bysê dat die fondsinsameling van Vrydag aand is juist deel van hierdie projek om die befondsing vir die dak en goeder te hê. So dit is baie belangrike saak wat ondersteun word ook met die verkope van die kaartjies. So baie dankie. Dankie Louise. Baie dankie Bertie. Goed, ons is in jou hande. Dis gevaarlike hande. Môre julle. So ons gaan vanoggend weer 'n volkslied oefen wat ons ook tydens die diens gaan sing. Is hy op die skerm? Dis 'n baie mooi lied wat ons aan die einde van die diens gaan sing. So ek gaan dit saam met julle sing die eerste keer en dan soos gewoonlik as ons hom herhaal is op julle eie, né? Nee. Mag jou lewenspad gelyk wees en die wind jou op sy vlerke dra. Mag die son se glans jou verwarm en die reën jou velde sag weerweer. Mag jou lewensreis vol vreugde leef met liefde in jou hart. Tot ons weer dag weer ontmoet, mag die Heer jou vas en veilig hou. Sing saam met my asseblief. Mag jou lewenspad
keer van die begin af. Ag, jou lewensstad gelyk is, en die wind jou op sy vlerke dra. Ag, die son se glans jou verwarm en die reën jou velde sag weer. Ag, jou lewensreis van vrede, leef met liefde in jou hart. Tot ons in mag weer ontmoet, mag die Heer jou vas en veilig hou. Ag, jou lewensreis van vrede, leef met liefde in jou hart. Tot ons in dag weer ontmoet, mag die Heer jou met sy liefde omvou. Dis bitter mooi, baie dankie Henry. Ek dink jy moet net saam met ons aan die einde sing nog 'n keer, nee. Ons sal hom 'n paar keer sal ons hom opsit dat ons hom regtig mooi leer ken. Goed, broers en susters, kom ons raak vir 'n oomblik rustig, dan gaan ons aan met ons erediens. Soos die oë van 'n slaaf gerig is op die hand van sy eienaar. Soos die oë van 'n slavin gerig is op die hand van haar eienares. So is ons oë gerig op die Here ons God, totdat hy hom oor ons ontferm. Gemeente, genade en vrede vir u van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen.
ons luister vanoggend weer, broers en susters, na die gebod wat die 10 gebooie opsom. Wat vir ons in Nuwe Testamentiese taal vertel hoe ons die Here dien. En wat vir ons die grootste toets ook voor ons lê. Dat ons alles wat ons doen, sal toets deur hierdie liefde. En kyk of dit wat ons doen, en dit wat ons dink, en dit wat ons leef, kom uit hierdie bron van liefde. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle bymekaar gekom. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie 2 gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Kom ons antwoord nou met vonk 175, daar 4 verse. Loof die Here o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou ongeregtighede vergewe, wat al jou krankhede genees. Wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede, wat jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nuut word soos die van 'n arend. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Hy handel met ons nie volgens ons sondes,
en vergeld ons nie na ons ongeregtighede nie. So ver as die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. vers 14 tot 4 vers 8. Is nie hier op die bord vanoggend nie, maar is afgedruk op die blaadjie. As jy dit graag daar wou saam lees. Ek lees dit ook in die 83 vertaling, so die gewone vertaling wat ons gewoonlik lees. Maar jy, bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Jesus Christus. Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap. Verkondig die woord. Hou daarmee vol, tydig en ontydig. Weerlê, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee. Want daar sal 'n tyd kom, wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaar maak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend. Maar bly jy in alle omstandighede nugter. Verdra lyding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie. Voer al die pligte van jou bediening uit. Wat my betref, ek word alreeds as drankoffer uitgegiet. Die tyd van my dood is voor die deur. Ek het die goeie wedloop afgeloop. Ek het die wens afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het die gelowig eindtyd volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God.
Op die dag dat hy weer kom, sal die Here die regverdige dit vir my gee. En nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitsien na sy koms. Terwyl jy so bly sit, kom ons buig ons hoofde in gebed. Here ons God, wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend hier voor U te mag stil word. In hierdie week, Here, het ons talle voorbeelde gehad van U sorg en U liefde en U genade. Gee vir ons op die regte tyd reën. U laat dit om ons groei. U laat alles in 'n oogwink groen word. U gee vir ons genade, Here. U bewys U liefde aan ons daar waar ons dit nie verwag nie en daar waar ons dit gevra het. En Here, ons staan elke keer verwonderd voor U en U handewerk en U liefde vir ons. Daar is niemand hier vanoggend wat kan sê dat hulle nie oor genoeg tekens het van U sorg en U genade en U liefde nie. Daar is niemand van ons, Here, wat vanoggend kan sê dat ons U nie hier by ons ervaar en deur die Gees aangeraak word en gelei word en selfs vermaan word nie. Dankie, Here, dat ons, as ons kyk na dit waarvoor ons kan dankbaar wees, 'n oorweldigende lys het. Here, dat ons oor en oor van mekaar kan sê, ons gebede word verhoor. Ons sien U liefde aan die werk hier tussen ons en in die wêreld daar buite. Here, dankie dat U vir ons so goed is. En waar ons vanoggend gaan nadink oor wat U woord vir ons beteken. Here, wil ons in die eerste plek sê dankie. Dankie dat ons U woord kan hê. Dankie dat ons 'n boek kan oopslaan en weet, hierdie boek is meer as die woorde op papier. Dit is die manier wat U na ons gekom en ons ontmoet. Dit is die manier wat U met ons praat. En deur dit wat U daar sê, kan ons gaan lewe. Kan ons oorwin. Kan ons ook aan die einde van ons lewe sê, ons het die eindpunt van hierdie wedloop gehaal en ons het die oorwinnaarskroon behaal. Here, baie dankie dat ons vanoggend kan stil word voor U met die wete dat U met ons besig is en dat U ons vrae beantwoord en dat U ons lei en dat U vir ons uiteindelik by die plek sal bring waar ons moet wees, waar U ons heen stuur en waar U ons maak werk. Dankie vir al U genade en al U liefde en al U sorg. In Jesus Christus, ons verlosser se naam, bid ons dit. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus. Die tweede Timoteusbrief, en onthou die brief is geskryf om Timoteus te begelei, om sy vrae te antwoord en om hom sterk te hou vir sy bediening. En hier word hy herinner daaraan dat hy deur verskeie mense geleer en gementor is. Paulus was een van sy mentors, want Paulus se medewerkers het hom gehelp en het sy vrae beantwoord en het hom begelei oor wat die regte pad is en hoe hy dit moet, wat hy moet doen, hoe hy dit moet doen. Maar hy word ook vir hom herinner dat hy van kleins af al verstaan wie hy is. Want van sy ma het hom groot gemaak in die geloof. Van kleins af word hy vir hom gesê, ken jy die woord van God en leef jy alreeds daarin. En dan word daar vir hom gesê, jy ken mos jou redding. Jy weet van wie jy afhanklik is. En omdat jy dit weet en omdat jy dit ken, moet jy daarby bly. Moenie dat die omstandighede om jou dit vir jou moeilik maak om te bly by dit wat jy glo en dit wat jy geleer is. En dit, broers en susters, ek dink is belangrik. Dit is nie net vir ons belangrik nie, dit is ook vir ons kinders belangrik. Dat ons genoeg sal hê, dat ons genoeg sal weet van die woord van God en van wie God is, sodat ons met 'n gemak, met 'n stuk vrede in ons hart daarby sal bly. En op 'n stadium het Paulus gesê dat ons nie soos golwe heen en weer geskit word deur elke nuwe ding nie. Want dit is waaroor dit gaan hier vir Timoteus.
Die eerste ding waarby ons vanoggend moet stil staan is die betekenis van die woord van God in ons lewens. As ons praat oor die woord van God, dan praat ons op 3 vlakke van wat dit beteken vir ons dat daar 'n woord van God is. Die eerste vlak en die belangrikste een is dat Jesus Christus self die woord van God is. Dat Jesus Christus aarde toe gekom het en dat hy God aan ons op 'n nuwe manier kom bekendstel het. Dat hy tot by ons gekom het en vir ons kom vertel het, dit is wat God wil. Dit is wat ek aan julle openbaar. En ons is die enigste geloof in hierdie wêreld wat kan sê dat ons 'n openbaring het van God self. Die drie enige God het hom tot by ons laat kom. En het homself aan ons kom bekendstel, geopenbaar. So die eerste vlak is die belangrikste, anders het ons nie verstaan wie God is nie. En dit is Jesus Christus wat self die woord van God is. Dan is daar 'n tweede vlak, en daardie vlak is wanneer hierdie woorde van Jesus, hierdie bekendstelling van Jesus, neerslag vind in die Bybel. Eers in Paulus se briewe en toe in die evangelies, en alles wat daarmee saamgegaan het. Dat ons die neerslag daarvan het in die Heilige Skrif. En ons bely van die Bybel dat dit deur die Heilige Gees geïnspireer is. En dan is daar 'n derde vlak. En dis presies wat nou gebeur. Elke keer wanneer ons die woord van God lees, elke keer wanneer ons met die woord van God op 'n manier besig is, het sy dit is in Bybelstudie of in prediking of in geselskap, dan het hierdie woord van God die krag om weer eens in jou lewe God aan jou te openbaar, om na die Heilige Gees te doen. En wanneer ons praat van die woord van God, dan praat ons in hierdie 3 van die woord van God. Met ander woorde, ek wil sê, ons moet die woord van God nie as 'n statiese ding sien nie. Dis iets wat aan die gebeur bly. Dis iets wat word in jou lewe. Want elke keer as jy die Bybel oopmaak, wat getuig van Jesus Christus en sy redding, dan word dit weer vir jou werklikheid in jou lewe daar waar jy op daardie oomblik besig is. Die woord van God is die kern van ons geloof. Sonder Jesus Christus, Immanuel, God by ons, wat die geskrifte van die Bybel geword het, waarmee ons kan besig hou, is ons nie gered nie. En dit moet ons verstaan, broers en susters, hoe belangrike rol speel die woord van God in ons geloofslewe. Dit leer jou, dit vorm jou gedagtes, dit vorm ook jou gewete, sodat ons soos Timoteus kan hoor, julle ken mos die woord van God. Julle weet dit al van lankal af, dat Jesus Christus julle redder is. En dan kan hierdie woorde wat aan Timoteus gesê word, vandag ook vir ons gesê word. Bly by dit wat jy ken. Bly nugter in hierdie wêreld. Bly by die woord wat in jou lewe aan jou lewe betekenis gee. En moet jouself nie laat rondlei deur allerlei ander goed wat gesê word nie. Dis die enigste manier wat ons gaan verstaan dat Jesus het ons gestuur in sy naam om werk vir hom te gaan doen, om te gaan leef in hierdie wêreld in sy naam. En hoe vra ons doen ons dit? Deur te gaan lees, deur te gaan ondersoek in die woord om te verstaan. Wat het hy vir ons gesê om te doen? Hoekom doen ons dit? Op watter manier doen ons dit? Want Jesus stuur ons om dit te gaan doen. Om te kan getuig. En te kan vermaan. En te kan lei. In die naam van die Here. Soos wat Timoteus
aangesê is om dit te doen. In die tyd wat Timoteus sy gemeente bedien, ek seker voor dit ook en na dit nog altyd, want dit gebeur nog in ons tyd ook, was daar hierdie interessante fenomeen. En toe ek het raak lees, toe besef ek hoeveel raakplekke het dit met dit wat in ons wêreld en in ons tyd aan die gebeur is. Daar word in hierdie gedeelte gesê, daar is hierdie gewilde sprekers, wat kom en die mense loop agter hulle aan. En alles wat hierdie mense sê word vir soetkoek opgeëet. Dit word net eenvoudig gesluk sonder dat dit getoets word. En Timoteus het duidelik 'n probleem daarmee. En dis hoekom hy dan 'n antwoord soek daaroor. Die probleem met hierdie gewilde sprekers is dat hulle besig is om te sê wat die mense wil hoor. En daarom is hulle so aanhang. En daarom is hulle so gewild. Hulle bly nie by die waarheid van die woord nie. Hulle gaan na dit toe wat die mense graag wil hoor. En daarom wat ek sê, dat dit sulke raakpunte het met vandag. 'n Mens noem dit vandag openbare of publieke geloof. Daardie goed wat so geskryf word in boeke en gesê word, wat so lekker klink op die oor. En dan toets mense dit nie eers nie, hulle vat dit net vir hulle self. En dan kom daar hierdie waarskuwing, wat aan Timoteus gegee is, maar ook in ons tyd aan ons gegee word. Hierdie goed staan baie keer teenoor die waarheid wat in die woord verkondig word. As 'n mens net vir 'n oomblik daaraan dink dat daar iets is soos 'n welvaartsgeloof. 'n Geloof wat sê, dit sal met jou goed gaan. Mense wat so ver gaan om te sê, jy hoef net te bid daarvoor, dan gaan jy dit kry. Bid net, die Here sal jou uit jou finansiële moeilikheid uithaal en hy sal vir jou alles gee wat jy nodig het. Nou dit staan reglynig, broers en susters, teenoor wat die woord ons leer. Die woord leer ons dat ons in alle omstandighede getrou moet bly aan die Here. En dit sou beteken dat ons ook wanneer dit met ons swaar gaan en wanneer goed oor ons pad kom, gaan bly by dit wat ons glo en dit wat ons leef. En nêrens in die woord word daar vir ons gesê dat omdat jy glo, sal dit net met jou goed gaan en sal jy welvaart beleef. Dis gewoon net nie die waarheid nie. Maar dit word in ons tyd aan ons verkondig. En daar's baie mense wat dit net eenvoudig vir soetkoek opeet, asof dit die waarheid van die woord is. Ek herhaal dit, ons geloof is gevestig op die openbaring van God self, nie menslike wysheid en woorde wat mense uitgedink het nie. Die woord van God, die Bybel, is geskryf onder leiding van die Heilige Gees. Met ander woorde, die Heilige Gees het hierdie mense geïnspireer om hierdie te skryf, sodat ons dit kan lees en daaruit kennis kan kry van God en kan gaan leef in sy naam. En ek moes dit gaan navolg en gaan nalees om seker te maak dat ek nie vanoggend vir julle talk vertel nie. En dit staan so in die oorspronklike Grieks en dit is vir my so mooi. Hierdie mense wat so agter hierdie gewilde sprekers aanloop en alles wat hulle sê opeet omdat dit goed is wat baie mooi vir hulle klink, omdat dit is wat hulle wil hoor. Hierdie mense word op 'n baie spesifieke manier beskryf. Hulle word beskryf as mense met ore wat juk. En die bedoeling is om te sê dat hulle ore juk omdat hulle al agter allerlei nuwe goed en opspraakwekkende goed en goed wat lekker is om te hoor aangaan. So vanoggend praat ons so 'n bietjie oor die gevaar van jukkende ore, wat in ons tyd 'n redelike ernstige siekte is, as ons mooi met mekaar hieroor praat. Timoteus word nie aangesê om skielik nou beter te doen as hierdie gewilde sprekers nie. Timoteus word nie aangesê om nou skielik 'n spreker van formaat te word
en te fokus daarop dat hy dinge op 'n manier sê wat vir almal goed klink nie. Nee, dis nie die opdrag wat hy kry nie. Daar word ook vir hom gesê, en moenie gefrustreerd raak met sulke goed nie. Want die eerste ding is, hierdie goed gaan getoets word. Tyd gaan hierdie goed toets. En hierdie goed wat so gewild is, gaan nie bly staan nie. Maar die woord van God. En dit wat ons geloof voed, en dit wat ons geloof laat groei, dit gaan bly staan. Dit gaan die waarheid wees, wat selfs die toets van tyd gaan oorleef. En dan word daar gesê, almal van ons moet versigtig wees vir hierdie siekte van jekende ore. Dat ons nie sommer net alles wat ons hoor en alles wat ons sien sal aanneem asof dit die heilige waarheid is nie. Maar dat ons dit altyd sal gaan toets aan die woord van God. Aan dit wat ons weet God aan ons geopenbaar het. En daarvoor moet ons sorg dat ons genoeg kennis het. En daarvoor moet ons bewapen met die woord van God. Sodat ons dit wat na ons toe kom kan toets en sif deur dit wat die woord vir ons sê. En dan sal dit nie wees dat ons al agter allerlei goed aanloop. En altyd dink dat hierdie goed wat so mooi klink is die waarheid nie. Want die toets van die woord sal vir jou uitwys dat dit nie is nie. Dat dit skynwaarhede is. En goed wat ons liewerste moet laat gaan en vergeet en nie daaraan moet aandag gee nie. Dit is ongelukkig so, broers en susters, dat daar rondom ons talle voorbeelde is van hierdie goeie sprekers, hierdie mense wat opspraakwekkende goed doen en sê, en mense so agter hulle laat aanloop, omdat hulle die goed sê wat so mooi klink. Ons het ook talle voorbeelde. Dalk het ons al 'n bietjie in daai val, in daai struik getrap. Dat ons voorbeelde het van jekende ore. Van mense wat so graag al hierdie goed wil hoor, want dit klink so goed. Klink so mooi. Dit laat my so goed voel. Timoteus sê vir ons, broers en susters, op die woorde, die wysheid wat aan Timoteus oorgedra word, sê vir ons. Gaan toets hierdie goed. Gebruik die woord van God as jou wapen teen hierdie skynwaarhede. Gaan toets of hierdie persoon die waarheid praat. Gaan vra vir jouself, is dit wat jy verstaan, is die evangelie van Jesus Christus? Bring dit jou by 'n dieper verhouding met die Here. Nader aan die waarheid van ons geloof. Bring dit vir jou vrede. Bring dit jou by 'n punt wat jy kan sien om te volhard te midde van jou omstandighede. Vorm dit jou gedagtes en jou gewete. Voed dit jou geloof en maak dit jou sterker in die geloof. En broers en susters, in ons tyd, met hierdie siekte van jekende ore wat so al om ons is dit ook ons opdrag. Ons verantwoordelikheid om nie net onsself nie, maar ons kinders en die mense om ons te bewapen met die evangelie van Jesus Christus. En die regte verstaan daarvan. Sodat hierdie goed nie sal kom soos golwe wat ons heen en weer slaan nie. Maar dat ons sal verstaan wat die waarheid is, wat God aan ons kom openbaar het. En hierdie raad wat hier vir Timoteus gegee word, is net soveel waarde vir ons as wat dit vir hom gehad het. Hou by dit wat jy geleer het. By dit wat jy verstaan uit die woord van God. Ons hou ons by die woord wat praat van God se redding en sy genade en sy liefde en sy teenwoordigheid in ons lewens. Maar ook dat sy oordeel net so werklik is. En dat iemand wat hom verwerp onder sy oordeel staan. En dat ons elke dag moet kies om by God te staan
en in sy genade te leef. Die woord praat van 'n God wat homself kom gee het, sodat ons gered kan word. En die woord praat daarvan dat ons wat in die voetspore van die Here loop, onsself gee in sy naam, in sy genade, om te kan doen wat hy vir ons gesê het. Ons het Jesus Christus as ons redder, as die een wat voor ons uitloop, en ons leef in die kragveld van die Heilige Gees. En daarom kan ons vir Paulus nasê wat sê, hy het hierdie wedloop voluit gehardloop. Ons hardloop die wedloop voluit, want ons weet, soos wat Paulus getuig, dat die oorwinnaarskroon ook vir ons wag. Jekende ore is 'n baie gevaarlike ding. Om altyd op soek te wees na iets wat mooi klink, of opspraakwekkend is, en dit nooit te toets aan die waarheid van die evangelie en die woord nie. Dit is baie gevaarlik. Dis misleidend, want dis skynwaarhede. En broers en susters, ons word aangesê om die woord so goed te ken, dat ons kan agterkom wanneer iets skynwaarheid is. En dis nie net sodat jy slimmer moet wees as iemand anders nie, gaan glad nie daaroor nie. Dit gaan dat ons by die kernwaarde van die evangelie bly. Daardie kernwaarde van jou lewe, wat God is. Wat God is, wat in jou lewe is, en besig met jou is. Dat ons waarde sal vind in God, en nie in dit wat in die wêreld gesê word, of in die wêreld gedoen word nie. Dat jy oortuig sal wees van wie jy is, sodat hierdie goed jou nie mislei nie. Sodat jy verstaan waarmee God in jou lewe besig is. Hierdie goed wat so aan ons verkondig word, en wat so in ons wêreld is, gaan jou nie uitbring by die genade van God nie. Dit gee nie aan jou lewe waarde nie. Die waarheid van die evangelie, 'n opregte soeke na die waarheid wat God na ons toe bring. Dit is wat waarde in jou lewe bring. Dit is wat betekenis aan jou lewe gee. Om te besef, uit my eie is ek tot niks in staat nie. Ek sondaar mens verdien nie wat God vir my gee nie. Maar in sy genade en in sy liefde en in wie hy is, kom hy na ons toe en kom red hy ons. En gee hy vir ons reeds toegang tot sy koninkryk en maak hy ons deel van sy ewigheid. En niks anders kan aan jou lewe betekenis gee nie. Dit is die waarheid van die evangelie wat ons leef. Dat wanneer jy in gesprek is met God in jou lewe, en gedurig in gesprek is, want jy staan teenoor God, kan jy in gesprek gaan raak met die wêreld in sy naam. Omdat jy reeds in gesprek met God is. En dis waar jy jou waarde vind. Dis waar die betekenis van jou lewe lê. Nie in al hierdie ander goed wat mense altyd sê belangrik is nie. Nie in selfwaarde nie, nie in welvaart nie, nie in watter goed hulle ook al deesdae verkoop as waardevol nie. In die woord van God, waar ons God ontmoet en waar ons biddend in gesprek met God leef elke dag. Dis waar jou waarde is. Dis waar jy betekenis vind. Dis hoe jy gaan leef. Wees gewaarsku teen die siekte van jekende ore. En maak jouself daarteen bestand deur te weet wie God in jou lewe is. Deur te weet wat God doen, wat sy wil is en waarheen hy ons stuur. Amen. Broers en susters, ek gaan ons voorgaan in gebed en aan die einde van hierdie gebed sing ons die Ons Vader
die 2:6. Kom ons sluit ons oë in gebed. God, U is die Alfa en die Omega. U was hier voordat enigiets bestaan het. En U sal hier wees as alles en almal tot 'n einde gekom het. Here van ons skepping, U is bewus van elke klein skepsel op die planeet. U gee aandag aan insekte en voëls, aan diere en selfs aan ons. U is die God van die geskiedenis. U maak ons bymekaar om U volk te wees. U het ons aangestel om U skepping te bestuur, om te sien na dit wat U geskep het. U gee vir ons reëls om gesond te kan leef. U roep ons op om groot dinge te doen. Liefdevolle God, U het ons elkeen geskep. Ken ons naam, jou oor ons wag. U is by ons wanneer dit goed gaan en U stap saam met ons deur ons slegste dae. U is 'n God van genade. U weet alles wat ons doen, die goed en die sleg. En U gee nie moed op met ons nie. Wanneer ons verkeerd doen, roep U ons terug na U toe. U vergewe ons, selfs wanneer ons dit nie verdien nie. Met verwondering en diep dankbaarheid antwoord ons op U genade. En nou sing ons die gebed wat U ons geleer het. Ons gaan afsluit met 2 liedere vanoggend, broers en susters. Net die een is vir die afgedruk, dis vonk 235, maar ons gaan ook vonk 277, eers die lig wat in die donker skyn, saam sing. So ons sing eers vonk 235, vreugde onbeperk, en daarna eers die lig wat in die donker skyn, en dan bly staan vir die seën en die wegsending. Son
Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen wees. Amen. Ja, dat is my 'n voorreg om dit te doen.